Welkom by vandag se Afrikaanse episode van Igniting the Truth, saam met my, Chantal Mens. Ek het die voorreg om weer vir Nes by my te hê, om ons saam met haar te neem op die reis van haar lewensverhaal. Nes se hele lewe was gevul met mishandeling van verskillende vorms, 'n lewe sonder enige vorm van liefde. In die vorige episode het ons geluister, soos Nes ons deur haar kinderjare gevat het. So Nes, vertel ons nou vanaf jou hoërskooltyd af vorentoe asseblief. Ek dink dan byvoorbeeld aan twee episodes wat gebeur het, wat vir my baie sleg was. Die een is toe ek so verskriklik siek geraak het in standaard 9. En die ander een is waar ek vloekwoord gebruik het teenoor my ma. Ek kan nie eens onthou wat het ek gesê nie. Ja, maar dit het uitgeglip en het sy die pot peper gevat en my bestrooi aan my mond, oor my oë, my gesig, alles was vol. Sjoe, so toe sy die peper so oor jou gesig gegooi het sy gesien die peper gaan in jou oë? Ja, sy het gesien, sy gooi dit in my oë, in my mond. Sy het net daai peperpot gevat en gegooi. Wow. So, natuurlik het ek geskreeu, want my oë het verskriklik gebrand. Sjoe. Ek het in standaard 9, het ek verskriklik siek geword. Op daai stadium was ek baie oorgewig. My hele gesig was vol van hierdie groot pers, goed pysies en tot pitswere gehad en wat gebars het in die klas en sulke dinge. Toe word ek siek en ook 'n hele ruk by die huis geleef. Ek het gesukkel om asem te kry en ek het net aanhoudend gebraak. Ek het aanhoudend gebraak. Ek het niks binne gehou nie. En sy het die kar gesit met in wag gesê ek moet ingaan. En toe het ek gesit en ek was ongelukkig die laaste pasiënt. Nou ek moes maar daarvoor almal moes ek in die wasbak opgooi. Maar ek het so begin huil want ek het so sleg gevoel. Toe roep die dokter my in en uit my een kyk gegee. Toe sê hy vir my, wat gaan nie aan? Waar is jou ouers? Wat doen jou ouers aan jou? Hoekom lyk jy so? En hy het vir my gesê, waar is jou ma? Toe sê ek vir hom, sy sit in die kar. Toe hy haar laat roep. Hy het gedink het iets met my senuwees te doen. Hy het ingekom en hy het gesê, hoekom lyk hierdie kind so? Kyk net in wat 'n toestand is sy, wat gaan by die huis aan? En toe sê my ma niks, sy het net siek geword. Toe is ek opgeneem in die hospitaal. Het die dokters toe daar die diagnose afgekom van wat die oorsaak was? Nee, net dat ek gul gebraak het, aanhoudend gul gebraak het. Hulle het vir my antibiotika en het my goed ingespuit en hulle het vir my boverol gegee om te drink, want ek kon nie kos inhou nie. Ek het byvoorbeeld die een oggend te probeer hulle eiers en ek het 'n paar rapies gevat en toe sit sommer all over. En toe spring ek nog op en ek skrik, want nou moet ek dit skoonmaak. Daai vrees weer, wat gaan nou gebeur? Ek het nou die vuil gemaak. Ja. Jy het niks verklap nie? Nee, ek het vir hom gesê, dis my ouma. My ouma kuier altyd by almal en dit was eintlik die waarheid. Maar sy praat nie, sy het ook nie eintlik met my gesels of gepraat of ek het probeer, maar sy wou niks weet nie. En weer eens my boetie was alles in hulle oë. En toe het my ma my ouma gaan haal, dat my ouma kom kuier, het net daar gesit. Net om wou nie hulle moet weet wat gaan aan nie, ek was te bang. Die vroutjies en die tannies wat so daar geleë het in dieselfde saal, was die enigste een wat in die skool was nog. Hulle het gepraat van dis haar senuwees, want hulle wou vir my chocolate sê. Ek het byvoorbeeld 'n chocolate probeer eet. Ag vader. Dis dit ook weer. Dis ook weer. En toe by die huis, toe ek nou ontslaan is, het ek op met tye, dan sit ek en dan sonder enige waarskuwing, dan spuit dit sommer by my mond uit. En dan is ek verskreeu en ek moes onmiddellik alles skoonmaak. En wat was jou emosionele toestand, jou gedrag gewees
hier in jou laat hoërskooljare, was jy enigstens sosiaal gewees of het jy teen daai tyd nou al sosiaal onttrek en jou geïsoleer van mense? Hoe sou jy jouself beskryf het in daai tyd? Hulle het my 'n kloosterkoekie genoem. So, wanneer mense dan nou by jou kom kuier het, by julle ouerhuis, het jy daar gesit? Nee, as sy gesê het, maak koffie, maak tee, wat ook al, het ek dit gedoen en ek het dit gevat en op die tafeltjie neergesit en ek sy gegroet het en was ek reg uit kamer toe, want sy het my so geshame voor mense. Sy het my onder my klere ingevloek voor mense. Sy het verskriklik lelik gepraat op daai stadium. Toe jy nou aan die einde van jou hoërskool was, jou matriekjaar, wat het daar alles gebeur? Ons het 'n skoolding aangehad en toe my eerste man, toe ek kom nou vir die eerste keer het ons met mekaar gesels, want ek het daarvan trek. Ek sou nie as 'n seun groet nie. Hy was so oud soos jy? Hy was 5 jaar ouer as ek. Maar van sy sissies, hulle was 'n baie groot gesin, hulle was 13, een is in 'n vratsongeluk dood, so hulle was 12. So toe hy met jou begin praat, en daar het julle toe nou 'n vriendskap. En daar het ons toe 'n vriendskap soort van opgebou, en ek toe nou, as ek dit reg gekry het my ma dit begin toelaat het, dat ek vir 'n aand daar kon gaan kuier, nie oorslaap nie. Ek moes my terugbring weer, en daar was liefde, daar was 'n rustige mamma, met al hierdie klomp wat gesels en lawaai en ek was dit nie totaal nie gewoond nie. En die tannie het die eerste keer wat sy my gegroet het, het sy my teen haar vasgehou. En letterlik die eerste 'n paar maande, as ons gegroet het en sy het my vasgehou, het ek begin huil. Ek kon nie glo dis hoe dit voel as iemand jou vashou en vir jou liefde wys. So toe jy amper 18 jaar oud was, het jy nog nooit liefde gekry, nog nooit vashou, enige iemand nie, enige vorm van nurturing nie. Nee, glad nie. Geensins nie. Dit was die eerste. Het sy vir jou ooit gevra en of jy het nooit vir haar vertel? Nee. Het jy ooit vir daai eerste man van jou wat jy toe nou ontmoet het jy vir hom ooit vertel wat gebeur het? Ek dink ek het vir hom klein bietjie vertel. Maar hy was die eerste en die enigste een wat opgekom het vir my, teenoor my ma. En sy wou hom steek met 'n broodmes, omdat hy vir my opgekom het. Ons het verloof geraak, en was 20 jaar oud toe ons getroud. Ek dink hy was 4 of 25. En ek het op die troue self, het ek daar gesit en ek het besef, dit was 'n groot fout. Ek het hom tussen ander mense gesien, funksioneer, en ek het letterlik meeste van die tyd by myself gesit aan die tafel. En later het ek maar met die kleintjies, wat almal moes vreeslik vir hulle ou tannie met 'n trourol, het ek maar met die kleintjies gespeel, dans en so bietjie. So op jou eie troue met hom, was hy nie regtig by jou nie, hy het homself gehad, hy het geniet. Met ander mense? Met ander mense, ja. Hoe was sy gedrag teenoor jou voordat julle getroud was? Hoe sou jy hom beskryf het? Hy was baie liefdevol, hy het my veilig laat voel. Hy sou ook byvoorbeeld sommer 'n blommetjie pluk en vir my gee, wat ek ook nie geken het en sulke goed. So jy het baie liefde gekry by hom? Ek het baie liefde by hom gekry ook. Was daar enigiets wat hy gedoen het wat vir jou rooi ligte was? Wat was dit gewees? Dat hy voor ons troue al my hande so geslaan het, omdat ek sy kar se deur te hard toegeslaan het. Ek het net glad nie verstaan nie, hy het net my hand gegryp en die een begin slaan, baie, ek was opgeswel, en die ander hand, was ons al verloof, by die werk, met 'n oom, het altyd by die mense van die Here is uitgekom, en die oom hy was 'n pastoor, uit in die week het hy gewerk, maar hy was 'n pastoor gewees oor naweke by die Indiër gemeenskap, en hy het my so gekyk en vir my gesê, jy maak 'n groot fout, jy moet nie met iemand trou nie, kyk hoe lyk jou hande, en dit was 'n uitkoms om uit die huis uit te kom, en ten minste het hy vir my bietjie liefde gewys.
Het jy ooit probeer dink om jou eie lewe te neem? Ek het een keer van die buitekamer se dak afgespring. Ek gedink dalk val ek my dood. En een keer van die huis se dak afgespring. Wanneer was Dit was nog op hoërskool, ja. Toe gaan jy nou voort, jy het nou bietjie van sy gedrag gesien, maar jy het nou maar deurgevoer met die troue. Ja, want hy het voor ons troue het hy my byvoorbeeld, ek het iets gesê waarvan hy nie gehou het nie, toe het hy my deur my gesig geklap, in sy kar geklim en gery. En dit was iemand se verjaarsdag, van my tannie hulle, aan my ma se kant. En my ouma grootjie ook daar. En hulle het dit gesien? Ek weet nie wie dit almal gesien nie. Maar daar het mense dit gesien. Daar mense het dit gesien. En weer eens het niemand vir jou opgestaan nie. Ja, niemand het iets gesien nie. So weer eens het jy vernederd gestaan? Ja, ek moes hulle almal face met die feit dat hy my nou net in my gesig geklap het en in die kar geklim en gery het. En hy het nooit jammer gesê vir enigiets wat hy gedoen het nie. Jou ouers het ook nooit jammer gesê nie. Nee. Toe julle nou getroud is, die dag, en jy nou aan die ander kant van hom sien, hoe was dit toe julle nou daar weg is, en dis nou julle huweliksaand? Ons is daar weg, en ons was eintlik op pad Wildtuin toe, en om by sy sussie te gaan kuier op die plaas. Julle het toe nou ergens oorgebly voor? Ja, ons het oorgebly, dit was waar ons huweliksnag was. Was in sulke chaleitjies. En hoe was sy optrede teenoor jou? Hy het gaan stort en ek dink daai uitkom het ek ingegaan want ek was maar skaam. En hy het my gegin, hy het my gelos en gesê nee, is okay. En ek het uit die badkamer uitgekom en ek was lelik om sê ek was tot die dood te bang vir dat my maagdelikheid nou gevat gaan word. Hy het my so gevat toe ek uitkom en ek op die bed wil gaan, in die bed wil klim, toe stamp hy my so agteroor en klim my op en toe doen hy sy ding en ek het geskreeu van die pyn, letterlik geskreeu van die pyn. En hy het net aangegaan. En hy het net aangegaan, klaargemaak en aangegaan. En jy net gelos? Ja. Met die hele traumatiese ervaring. Met daai hele ervaring en dit was so regdeur die honeymoon. Ons het in die Wildtuin byvoorbeeld, waar hy kamer toe gaan, dit was onweer en dit was koud en ek het gebibber van die koue en ek onthou nog, ek het gedink as ek na kamer toe gaan hy dit weer doen. Want ek vir hom sê nog nie dat ek in die water is, so lekker in die water, ek gaan nou uitklim. Dat ek nie wil uitklim nie, want ek was te bang. Ja. So jou eerste ervaring, wat toe nou iets so moois moes wees, waar hy jou laat veilig voel het en geliefd gevoel het, was toe nou half jou grootste nagmerrie, want dit was net gewelddadig, dat hy onmiddellik geweld toegepas het, met wat hy gedoen het, en elke keer wat hy jou daarna verkrag het, was dit weer eens net so gewelddadig. Ja, by ons honeymoon klaar verby is, het ek op 'n stadium besef ek sal met dokter toe gaan, want dit is so seer, maar dit het letterlik gevoel of ek net so geswel was daar. Dit was konstant. Elke dag? Ja, dit was omtrent elke dag, hy was erg. En so jy nog nie eens herstel van die vorige keer nie, en dan kom daar nog dan kom die volgende een by, en ek het so gespanne geraak. Teen die tyd wat hy moes huis toe kom, was ek al klaar so bang en opgewerk vir wat kom. Ek was baie skaam. Kyk, my mond het nie baie min gesê, nie soos nou nie. Maar toe sê ek dokter toe, en nou moet jy daar gaan sit en jy moet vir hierdie dokter sê, maar wat en weer eens jouself verneder. Ja. Dit was blootstel eintlik, en jy weet nie wat gaan hierdie man sê nie. En ek het vir hom vertel, ek is met omgang, ek kan dit nie iets anders noem as seks nie. Het ek vir hom moes vertel wat het gebeur, en dat ek so bang is vir as hy huis toe kom, want is so rou en so seer, en ek dink hy het vir my 'n kalmeer tipe pilletjie voorgeskryf, en hy het vir my 'n room gegee, wat verdoof. En hy het vir my gesê so 'n halfuur of wat voor hy huis toe kom,
dan moet ek dit aansit. Net dat my liggaam kan cope, dat dit half nam is. Ja. O ja, en op 'n stadium het hy moes my klere van my lyf afgeskeer. Ek wou net wegkom en toe ek uit die kamer uithardloop toe sy agterna en toe begin hy my klere afskeer. En agterna het ek gevra waar is my klere? Toe sê hy op 'n plek waar jy dit nooit sal kry nie. So toe staan jy daar kaal. Ja, en toe gryp hy my. En ja, Toe het hy jou weer verkrag. so en toe sê ek op 'n stadium weer terug dokter toe en toe het hulle my op 'n hospitaal tipe bed laat lê en die susters het vasgehou so op my skouers en op my bene en toe het hy my al langs my ruggraat of het hy my gespuit van my nek af. Ek was in so spasma gewees. En toe het hy vir my gesê, jy's nog so jonk, gaan terug na jou ma toe. Hoe lank was julle toe nou getroud gewees en hoe lank moes jy deur hierdie gaan? Weet jy, op 6 maande het ek vir die eerste keer uitgetrek en moes ek teruggaan na my ma. En toe het daai al so lank aangegaan, so vir 6 maande het hy jou eintlik so gemartel met verkrachting my net misbruik, letterlik en ook fisies, en fisies jou geslaan. Onder andere in daai tyd het ek so 'n geweldige skok gekry. Hy het huis toe gekom en ek het weggekruip vir hom. In die huis weggekruip agter die bank, hy het nie gesien nie, hy het bietjie geroep buite en toe sy reg uit kamer toe bel hy sy ma en toe loop ek saggies in die gang af en toe praat hy oor die telefoon met sy ma, toe sê hy sy gee nie vir my oordentlike kos nie. Ek was super skoon op die huis gewees want ek het so groot geword. En hy het gesê en ek het alles gekoop vir die huis. Ek het banke gekoop, ek het meubels gekoop en sy tot 'n mikrogolf. En toe hoor ek hoe praat sy ma saam met hom. Die tannie wat vir my gewys het wat liefde is. Ek was so naar van skok gewees. En ek dink dit was die eerste keer wat ek my goedjies gevat het wat myne is. En die gordyne was ook geleen, my ma het dit vir ons geleen. Ek het tot dit met my ma afhaal. Hoe het jy toe uitgekom, het hy jou nie probeer stop of? Nee, hy was by die werk. Toe wag jy dat hy werk toe gaan en toe trek jy die goedjies. Ja, toe kom hulle met die waantjie, sleepwaantjie. Wie het gekom? My ma en die buurvrou tannie. En toe het hulle meeste van die goed, want ek het so gehuil. Dus ek terug huis toe, skeisak aan hange gemaak. Ons het baie daarna weer gepraat, ek het 1 of 2 keer teruggegaan, en ek kon glad nie hierdie goed wat hulle hulle draai. Ek het niks geweet van die Joodse, ortodokse Joodse. Was hy 'n Jood gewees? Nee, hy was in 'n gewone kerk. Wat het hulle oorgeskakel? En toe sy pa was die hooffiguur in al hierdie goed. As hy iets gesê het, dan het almal hom gevolg. En toe was hulle besig om oor te gaan Joods toe. Maar die ortodokse Joods. En vir die mense wat nou nie weet wat ortodoks Joods is nie, dit is waar hulle net op die Ou Testament van die Bybel fokus. Ek moes Jesus verloon. En wat het jy toe gesê? Toe sê ek kan dit nie doen, ek is jammer. Ek glo my hele Bybel, want ek moes my Bybel wegmaak. Ja, ek was een keer in die ortodokse Joodse kerk. Ek was 1 of 2 keer by van die goeters in Johannesburg, van hulle feeste, en hulle het Hebreëse klasse gekry. Ek het net 'n harde kopstreek in my gehad daar. Ek het net gesê, ek gaan dit nie doen nie, ek is jammer, ek gaan nie hierby betrokke raak. Ek gaan nie Jesus Christus verloon nie. So toe jou ma jou nou kom haal het, en jy nou teruggegaan het huis toe, wat het toe nou van daar af gebeur? Die skei saak is toe nou deur, toe jy nou 'n ruk lank by jou ma gebly. Ja, dit was net uiters moeilik. Ek kan 2 plekke onthou waar mense vir my opgekom het. Eintlik 3. En dit was die eerste een was, ek het dit half gesien as daai tannie wat my ma gevra het, kan ek vir 'n paar dae by hulle kom kuier. En ek het
al dit gesien is, hy het vir my opgekom. Dis hy gesien het hoe jou ma jou Toe geskop sy het. my geskop het, ja. Dit was daai keer gewees en Tweede keer was toe jou eerste man teen jou ma opgestaan ja, het. dit ook. Die een keer was toe my stiefpa my hospitaal toe gevat het in die middel van die nag, wat ek nie kon asem kry nie. En ek het op die spoorweg gaan werk. Daar is 'n klein rukkie by Labners in die dorp en toe terug spoorweg toe, maar kon nie by my ou werk waar hulle my so beskerm het nie. Ek het in 'n baie beskermde omgewing, het ek was net uit die skool uit. Die groter mans en ek het al hulle goede gedoen. Nou, hulle het my baie beskerm. So toe sy nou daar terug in jou ma se huis en dit was O, ondraaglik ja. geweest. Dit was ondraaglik. Ek moes Lucies betaal en ek het elke keer vandat ek gewerk het, moes ek elke maand vir my ma persent koop. Om haar guns te probeer wen. Ja, ek het gedink met persente kan jy dit koop. Maar toe nou nie. En waar my stiefpa vir my opgekom het, is so ek eendag 'n bietjie melk by die yskas uit gehad het. Sy gesê, sy vat glad nie, niks van my melk nie, is nie al melk nie. Toe het my stiefpa gesê, man, gee vir die kind melk, dit gaan jou nie doodmaak nie. En dit was die eerste keer wat ek hom sien opstaan nie. En jy is toe nou weer getroud. Wanneer het jy toe nou jou tweede man ontmoet? Ek is geskei, en toe moes ek terug na my ma toe, en ons lag altyd hieroor, maar ek het die landbouweekblad gekoop vir ek weet nie was die opsit kers of iets gewees. En toe het ek vir 'n paar mense 'n briefie ingestuur, en dan pos hulle dit van daar af uit na die persoon toe vir wie jy die briefie skryf. En toe daar een man op my verjaarsdag daar opgedaag. Dink dit was my 21ste verjaarsdag. Nie dat dit 'n spesiaal verjaarsdag was enigstens nie, maar daar opgedaag het, ek het hom een kyk gegee en toe sê hy nie, hy kom vir die dag kom kuier. En toe het ek vir gesê, maar ek korrespondeer met jou. Dis my verjaarsdag vandag. Ek is jammer, jy kan nie kom kuier vandag nie. Ek het van hom ontslaag geraak gekry. En ek was baie trots op myself daarvoor. Dat jy opgestaan het. Dat ek opgestaan het en besef, hierdie ou is moeilikheid. Het jy toe nou na hom, jou tweede man, op hom afgekom en vir hom 'n briefie ja, gestuur? Hy het gepost in die opsitkers. Julle is nog steeds getroud? Ja, ons is al hierdie jare? Ja, ons is nou 42 jaar getroud. Wow. Hoe is sy gesindheid, sy gedrag teenoor jou? Hy is 'n loner, maar hy kan baie liefdevol wees. En ons hou hande vas en as ons in die winkel loop. En hy hanteer jou met respek. En hy hanteer my met respek. Hoeveel kinders het julle toe nou saam gehad? Ons het 3 dogters saam. En as ons nou teruggaan na jou ma toe, jou ma deur baie abuse gegaan, lyk dit vir my, voordat jy gebore is. Toe gebeur hierdie abuse met jou. Het enige van hierdie tipe insidente met jou kinders gebeur? Het jy seuns, dogters? Ek het 3 dogters. En het enige van die mishandelinge of molestering of verkrachtings met enige een van jou kinders gebeur? Ja, met my een kind, deur my stiefpa. En tog het hy nooit aan jou geraak, nooit seksueel nie, en toe het hy jou kind, wat het gebeur? Ek weet net by die polisiestasie het hulle die saak vreeslik mooi hanteer. Hoe het jy daarvan gehoor? Ek het 'n vroutjie wat ook aan die skool gebly het. Haar dogter was een van my kind se maatjies. Sy het my gebel een aand. Toe sê sy vir my, hoorie so, ek praat eers met jou en om te hoor of daar iets is, maar daar moet fout wees met jou dogter, want sy het 'n potlood probeer opdruk in my dogter se privaat in die badkamers. Gelukkig het sy nie hoof toe gegaan nie. My dogter het al geslaap en die volgende oggend het ek net ingeloop en wel gaan sit op die bed waar hulle reggemaak het vir skool. En net vir gesê, hoor die tannie het my gebel, is daar ietsie wat ek moet weet. En volgende oomblik het
my kind op my skoot gespring en sy het letterlik hysteries begin huil en net gesê, dis oupa, is oupa. En so die polisie, die saak, dit se drips en drabs uitgekom van waar oral, hoe oral, wat alle. Hoe oud was sy toe nou gewees toe dit nou uitgekom het? Sy was 8 toe dit uitgekom het, ja. En toe hulle nou begin ondersoek in, wat het jy as ma gedoen? Want nou is dit seker al hierdie ou emosies wat ook by jou opgekom het, van waardeur jy gegaan het, en nou herleef jy dit weer met jou kind, en jou kind is so jonk, en jy moet haar beskerm. Toe die goedjies nou begin uitkom het, waar het dit toe nou begin met jou stiefpa, wat nou haar oupa is? Ja, uit op, sy sê, sy onthou van 'n baie jong ouderdom af, maar sy onthou definitief van 5-jarige ouderdom in die swembad af. Het daar dinge begin gebeur. En dan toe waar was julle? Ons het almal buite gesit, was onder ons oë, hulle het bal gespeel in die swembad, en so subtiel onder julle ons oë, het hy dit nog steeds reg gekry. Precies, en met hoeveel kinders gebeur dit nie? Dit is juis daar in die huise waar dit die mense naaste aan jou is, wat dit gewoonlik mee gebeur. Presies, met hierdie dinge en die saak en die goeders wat toe nou gevolg het. My een nig, sy het erg epilepsie gehad, het sy na vore gekom en gesê, hy het haar ook gemolesteer, maar as groot ontwikkelde vrou vir 'n lang tyd. En toe wou ek haar kry om te getuig in die saak, of net 'n verklaring af te lê. En ja, toe die hele familie gedraai. Hulle was woedend omdat ek het gewaag het om hom te expose. Ja. En was sy toe bereid om 'n verklaring af te lê? Nee, glad nie. Ja, glad nie. Sy het met my gepraat. Nog iets wat ek moet noem is, my kind is sterk oortuig daarvan, dat haar ouma dit geweet en niks daaraan gedoen het. So, ja. Dis baie hartseer. Ja. En die feit dat dit vir 3 jaar aangegaan het, dat hy al op 5 begin het met die molestering, en het hy haar toe nou verkrag? Ja, tussen die tyd van 5 en 8. Ja, toe ons oor is Amerika toe, was die enigste mense wat ek kon vra, hulle twee, my stiefpa en my ma, of my kinders by hulle sal kom bly. Vir hoe lank was dit? Dit was vir 2 weke. Hulle het gesê, nee, dis reg, die kinders kan kom, en ek was op daai stadium in my lewe al was ek so, dat ek het niemands vertrou nie, en ek het vir haar gesê, moet asseblief nie laat my stiefpa met die kinders alleen iewers in 'n park gaan speel of iets nie. Ek is nie gemaklik met sulke goed nie. En wat het sy gesê? Nee, sy sal baie mooi na die kinders kyk. En dis daar waar hy haar toe nou letterlik verkrag het. En toe sy net 8. En toe sy 8, ja. So in die 2 weke wat hulle daar gebly het, het dit aanhoudend gebeur? Ek weet nie hoeveel keer nie, ek weet net, dis meer as 1 keer gebeur. En in haar onskuld, hoe sy dit aan die polisie en die goeders, die mense wat daarmee werk, vertel het. As nie 'n kwessie dat jy dit nie kan glo nie. My man het net gesê, dit kan nie wees nie. So hy het dit ontken, hy wou nie glo nie. Ja, hy het net gesê, ag nee man, dis so 'n nonsens. Hy het wel die 950 betaal en hy het vir al die behandelings, die terapie en die goed wat sy deurgegaan het, totdat sy dit ten volle verwerk het. En hy toe nou tronk toe gestuur is. Al 3 jou dogters was vir daai 2 weke by jou ma en jou stiefpa. Ja. So hy het niks aan die ander 2 dogters gedoen nie. Hy het net haar geteken. Ja. Seker gesien wie se mees kwesbaarste tussen die 3 en wie kan hy target wat nie sal terugbeklei nie. Ek persoonlik dink is in die geestesrealm hierdie mense, hulle weet wie om te target. By wie hulle gaan regkom. Wie hulle gaan regkom, ja. Het hy toe dit nou erken, ontken, toe hy... Nee, hy het ontken. Hy het alles ontken tot die dag van die hofsaak, toe die advokaat gesê het, wag, hy gaan gou met hom praat eenkant. Want dit was alles moes baie die mekaar daai dag gewees. Goed het nie gewerk nie en al daai dinge. En toe het hy uitgekom
En ons het redelik rukkie buite gestaan. Het hy uitgekom toe sê hy, nee, geen bekommernis nie. Hy wou dit vasgehad het vir 10 jaar sit. Maar dis wat hy kon kry. Wat kon hy toe kry? So dit was jy het jou stiefpa het toe nou alles erken. Vir hom, ja, net voor die saak sou begin. Hoeveel tronkstraf het hy toe nou gekry? Hoeveel jaar? Hy het 10 jaar gekry, waarvan 'n sekere hoeveelheid opgeskort is. Ek verstaan nie die goed lekker nie. Maar op die ou einde het hy 2 jaar gesit. Ek dink hy het afslag of iets gekry vir goeie gedrag. Goeie gedrag, nadat hy 'n 8-jarige kind, sy kleinkind, meer as 1 keer verkrag het, het hy net 2 jaar gekry vir goeie gedrag. En ten spyte van al hierdie goeders, as my ma my gebel het en sê, dit gaan nie met hom goed daar nie, het ek die nommers gevat van die sersante of die, wat ook al nie tronk, en gebel en gesê, is daar 'n moontlikheid om dit nie dit, want dit is so wat, die gaan nie goed nie. Ten spyte van alles het ek nog aan hom ook gedink. En het jou ma ooit jammer gesê? Nee. Dat, ek bedoel, wat was haar reaksie toe hierdie dinge uitkom, dat haar man haar kleinkind verkrag het? Nee, sy het mos gesê, dit was my kind se skuld gewees. Sy het hom aanleiding gegee. Op 8? Op 8, ja. En dis hoekom dit gebeur het. En dis waar ek vir die eerste keer 'n brief moes skryf. Ek het 'n baie mooi brief geskryf, met skrifgedeeltes en alles, en gevra het dat ons mekaar dan nou net 'n jaar lank spasie gee. My man was in die betaalkant, maar ek is die een wat die emosionele alles saam met hom moes deurwerk. Weereens alleen en geen support. Het jy toe nou aangegaan met jou verhouding met jou ma, en toe jou stiefpa nou uit die tronk uitkom, het julle weer 'n verhouding gehad? Ek en my ma het nooit regtig 'n verhouding gehad nie. Daar was nie 'n verhouding. Maar het julle weer gesien? Vir haar, ja. Ek moet net sê, met hierdie wat gebeur het met my 8-jarige dogter, het daar 'n verskriklike groot split gekom in ons gesin. Jou dogters is nou groot, en hulle het nou weer kinders. Het enige van daai insidente, verbale of fisiese mishandeling, molestasie, verkrachting, het enige iets oorgedra na een van hulle kinders toe weer? Ja, die dogter wat verkragt was, se seun is by die skool deur 'n ander seun gesodomiseer. Wow. Ja. En op watter ouderdom was dit gewees? Ek dink dit is 9 jaar. So jou dogter was 8 gewees, en jou kleinseun was 8 of 9, toe hy gesodomiseer was. Wie het dit aan hom gedoen, as jy sê dit was by die skool? Dit was 'n seun wat in sy klas was. Hy was baie groot seun. Maar ook, obviously is hy dan nou ook 8 of 9. Selfe ouderdom. En hier sodomiseer hy jou kleinseun wat ook net 8 of 9 is. Ja. En ek neem aan, dit het meer as 1 keer gebeur. Ja. Dit het nou vir lank aangegaan by die skool. Het dit oorgedra na ander plekke toe ook, of by die skool gebly? By die naskool het hy ook. Want is hulle toe nou in dieselfde naskool? Dit is dieselfde naskool. Nou vra ek vir jou, hoe is dit moontlik dat dit by die skool gebeur, wanneer daar moet toesig wees en beskerming? Presies. En dan by die naskool, waar is die toesig dan nou in sulke tye? En ek voel ook sterk daaroor. Waar is die toesig? En wie gaan verantwoordelikheid vat vir dit? Wat het toe nou gebeur met daai kind? Want daai kind word obviously by sy huis ook onreg aangedoen. Wie weet wat mee gedoen, want waar anders sien hy dit? Hoe anders weet hy om dit te doen en toe te pas? En wat het met die seun gebeur? Is hy aangekla? Is sy ouers ingeroep? Wat is gedoen? Ek dink die ouers is gebel. Ek weet nie of dit my dogter self was wat gebel het nie. En dit word nou maar baie sag hanteer. Daar is 'n saak by die polisie gemaak daaroor. En dit is onder die skoolhoof se aandag gebring. En hy's nie... En is die kind nog daar? Ja, hy's nog in dieselfde skool. Die kind
wat hom gesodemiseer het, nie een keer nie, aanhoudend, is nog in dieselfde skool, en hy moet elke dag hom face. Ja. Hy moet hom elke dag face, hy is net nie meer in dieselfde klas ingedeel as hy nie. So hy kan dit nou net aan ander kinders doen. Ek kan dit aan ander kinders doen, maar hy kan hom ook volg badkamers toe as hy wil. Want hierdie klein seun is so bang vir die ou. Dit is absoluut hartverskeurend. Die feit dat hy dit elke dag moet herleef. Hy is nou nie meer in dieselfde klas nie, maar hy is in dieselfde standaardgraad as hy. En by die naskool het hulle vir hom en die sussie uitgehaal en in dieselfde laerskool gesit as my oudste dogter se kinders. Maar daar's weer eens dit kom op by my baie sterk op. Die geboelie in die skool, die selfone, die gemors wat by die kinders doen, en die onderwysers trek net skouer, waar is jou kind se beskerming? En soos jy self sê, waar is die personeel wat op die speelgoedgrond moet rondloop? En ek bedoel natuurlik, sou daar 'n gestoeiery gewees het, of 'n gehuilery, geskreery, hoekom was daar niemand naby om enigiets te hoor of te rapporteer nie, vir elke liewe keer wat dit gebeur het. Hy is nou op so stadium, het gaan nou al, dis omtrent 2 jaar, wat sy emosies so gedraai het, en hy so snaaks begin optree. Eerstens het die skoonma hom aangerand, en hom letterlik op die grond neergegooi het. Dis nou sy pa se ma. Ja. En hy het vir 'n ruk lank nie kontak gehad nie, en toe het hy al snaaks begin optree, en eendag was ek en hy en sy sussie in 'n winkelsentrum gewees, wat hy so op die vloer gaan lê en sy kop so vasgehou het en gesê, kan nie, en wat hy in so overdrive ingegaan het, dat hy net met die mans om die koffieplekkie, hy wou net by hulle wees en met hulle gesels. In so 'n mate dat ek, nou nie weet nie, jong, gaan ek nou my klein dogter ontstel as ek sê, kom ons bel, maar toe sê sy, ouma, ek is bang. Kom ons bel vir mamma, laat sy kom op. Want hulle is ook al breekpunt. Hy was al vir soveel behandelings in terapie en goed gewees. En as dit so raak, dan slaan hy almal, en selfs sy pa, sy ma, hy gee nie om nie. En net daai woede uitbaar. Daai woede, en hy skop goed stukken. Hy het op die stoep maar op 'n stadium 'n video gewys van hoe hy te kere gaan en die kussings alles afgooi en alles afruk en gooi en skop en breek. En dan kan jy maar sien dat waar daar sulke gedragspatrone uitkom, moet 'n mens gaan kyk, wat is die wortel daarvan? Precies. Want 'n kind gaan nie normaalweg so optree nie. En as 'n kind 'n sekere manier is en funksioneer en sy gedrag verander ewe skielik, dan moet jy weet daar is fout. Dan kan jy nie aan 'n pad kyk of jou kop in die sand druk en hoop dit gaan weg nie. Jy moet uitvind as 'n ouer, of wie ook al jy is en wat ook al kind in jou omgewing is wat jy dit van sien. Dis jou plig. Dis jou plig om iets daaromtrent te doen, want daai kind het nie iemand wat vir hom gaan beskerm of gaan opstaan nie. Daai kind het nie 'n voice nie. Jy's heeltemal reg. Daai kind moet iemand hê wat vir hom die stem gaan wees. Omdat sy stem of haar stem stil gemaak is in die proses. En soos jy vroeër verduidelik het, in daai tye wat jy as 'n jong kind of as 'n mens net aangerand word, gemolesteer word, verkragt word, jy word stilgemaak, jou stem word weggevat, jy word verlam, daar's hierdie vrees wat oor jou kom, en jy weet nie wat om te doen nie, en jy kort iemand wat sal intree, en sal opstaan vir wat reg is, en nie net aan 'n kant toe sal kyk nie. Ja, en dis wat nou gebeur. En die kind is in die skool. Die feit dat jou kleinkind nog in die skool bly,
Dit hou die trauma in plek. Hy kan nou vir soveel sessies gaan by wat ook al terapeute. As jy die heeltyd jou verkragter in die oë moet kyk, en bang is om badkamer toe te gaan. Natuurlik, jy hou die trauma in plek. Hoe kan die genesing dan plaasvind? Ja, dis sulke goed wat my so kwaad maak, dat ek sal by 'n skoolhoof gaan sit en hard met hulle met hom praat, hom of die beheerliggaam of wat ook al. Dis asof hulle die ernstigheid daarvan afwater. Presies, En hulle wil net, die mense wil nie hê hierdie skandes moet uitkom nie. Ons veer dit eerder onder die mat, want andersins die publisiteit, dan gaan dit nou in die koerante kom en die kinders gaan uit die skool uitgaan. In steede van om op te staan vir daai een kind, wat se lewe onreg aangedoen is. En daai bly gaan in die breintjie vas. Ja, dit is 'n groot trauma waardeur hy gaan. Hoe sou jy sê in jou volwasse lewe, waar die draaipunt vir jou gekom? Jy was vir baie jare was jy vasgevang gewees, nou in die trauma, jou waarde was tot niet gemaak. Hier waar jy vandag sit, lyk jy soos 'n heeltemal 'n ander mens. Dit wat jy uitstraal, waar het die draaipunt in jou lewe gekom, waar jy nie meer jouself as 'n victim gesien het nie, maar as 'n oorwinnaar? En wat was jou steunpilaar gewees, jou rots? Ek dink dit het begin met toe Abba vir my spiritual mamma en pappa gegee het. En ek was toe gestuur deur die dokter, kon sê maar die dominee, maar sy vrou te dood is en hy vir my haar nommer gegee het en sy my aanvaar het soos haar eie. En hoe lekker dit was dat hulle saam met my kom keramiek afskuur het en want net alles wat ons saam gedoen het was. En net daai onvoorwaardelike liefde en dat ek die liefde gesien het van 'n mamma en 'n pappa. En ja, die Here het dit vir my geleen vir 'n tyd. Maar dit het daar het die draaipunt begin gebeur. Daai liefde en toe ek op 'n stadium so siek was dat ek letterlik meestal in die bed was, waar ek op die Christelike TV-kanale vir die eerste keer begin leer het van die Heilige Gees. My kinders het groot geword met sataniese goed van daai tyd. Vandag se goed dink ek is way worse. Maar was hulle betrokke met die verkeerde vriende of waar? Nee, ek het my kinders het groot geword. Hulle het alles geweet van satanisme. Jy bedoel, hulle was nie betrokke by satanisme. Nee. Hulle was geleer oor waarteen om te waak van satanisme. En snaaks genoeg, ek het vir my kinders bandjies gekoop, bly veilig, was die tema van die dit was nog 'n kassette. En onder andere was daar ook Safe Touch aan sy, al daai goede in gewees. Ja, en ten spyte daarvan het dit nog steeds gebeur met my. En dit wys jou ook dat hierdie goed, dis nie 'n once-off ding wat gebeur, van jy's nou maar net op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd nie. Hierdie goed is generational. Dit word oorgedra van generasie tot generasie. Jy kan nou maar weet, as jou ouma of jou oupa gemolesteer was, of verkragt was, of die daad gedoen het aan iemand anders, jy kan nou maar weet, dit gaan na jou ma of jou pa toe, wie ook al aan hulle direk verbind was, en dan kan jy nou maar weet, dit sal na een van julle kinders toe kom, jy of jou broers of susters, en dan nou verder oorgedra word na jou kinders toe, en die nageslag. Tensy 'n mens teen hierdie goed begin opstaan, en sê genoeg is genoeg, en die streep trek, en die enigste een wat 'n mens kan vrymaak hiervan, is die Here. Absoluut. Jesus Christus is die enigste een wat ons kan vrymaak, deur sy offer wat hy op die kruis gedoen het, toe hy sy lewe vir ons gegee het. Hy het vir elke sonde, siekte en die dood gesterf, en hy is die enigste een wat bevryding kan bring, wat ons kan vrymaak van hierdie bondages, hierdie strongholds wat ons vasvang in ons lewe. En dit is tyd dat ons opstaan, dat ons nie meer dit net aanvaar en aan die ander kant toe kyk en hoop dit gaan weg nie, want dit gaan nie weggaan nie, dit gaan
erger raak. Pornografie is erger. Absoluut. Verkrachtings is erger. Alles is meer gewelddadig. Seks en verkrachtings, alles gebeur nou al by die skole. Dit word afgemaak as niks nie. Ons moet begin opstaan. Ons kan nie meer aanhou pad kyk nie. Ons moet begin praat wanneer ons van iets hoor of sien en nie dink dit is iemand anders se probleem nie. Nee. Ons moet besef, ons moet die patrone begin trek. Die generasielyn moet begin skoongemaak word deur gebed. Ek het dit op 'n stadium ek dit kan teken, die generasielyn in die goeders. En ek het dit by menigte male het ek al gaan staan en intree. Dit gaan nie iets wees wat jy een keer deurbid nie. Dit gaan 'n aanhoudende gebed wees. Maar dit gaan ook beteken die ouers moet terugkeer na die Here toe. Ja. En dat hulle self ook moet intree. En dit is hoekom ek my kinders ook leer. Van kleins af het ek hulle geleer, soos wat ek hier goed geleer het en begin verstaan het oor hoe hierdie dinge in die generasies oorgedra word in die bloedlyne, het ek hulle begin leer dat hulle gaan self ook moet staan en moet intree en vir die Here vergifnis vra vir mense, voorouers se sondes. Hoekom? Want eventually, as hulle dit gedoen het vir 'n tydperk en ek doen dit en my ouers doen dit, al is dit een van jou ouers, eventually gaan daai sondes, jy weet die tydperk waarvoor 'n mens die judgment moet uitloop, gaan verskry wees en dan gaan die blessings kan kom. Maar ons almal moet opstaan en saam staan en nie dink dit gaan van self weggaan as 'n mens een keer dit met die Here vergifnis voorgevra het nie. Die ouers self sal ook op 'n punt moet kom en daar kan net die Heilige Gees hulle gaan oortuig. My roeping en my passie. Ja, vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Wow. Ek het 'n ongelooflike passie vir mense. Ek glo dat jy moet stil staan by mense, want elke mens het 'n storie. Daar's 'n liedjie wat deur Leon Ferreira gesing word wat sê, staan jy ooit stil by mense in die straat? Dit het vir my diep betekenis, want as Heilige Gees vir my wys, want hy's hier, hy's met jou, en jy luister mos vir sy bevestigings en dit. As hy vir jou wys, jy moet 'n pad loop met so en so, of dan doen jy dit. Dis deel van my passie vir mense, en om die Here te dien. Dis al wat ek nog altyd wou gedoen het. Van dat ek kan onthou, wil ek in diens van die Here wees. En dis waar ek my geluk vind. Sure. Ja, Psalm 23 het vir my baie diep betekenis. My dogter, hy sê net in verskillende Bybels verskillend vertaal, maar sy het vir my Jesaja 11 vers 2 tot 3 gegee, wat sê die Gees het my naam daarin gesit, langs my bed vasgeplaas. Die Gees van die Here sal op my rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Sy vind daar vreugde in diens van die Here. Wow. En dit is werklik 'n sterk punt wat 'n mens by jou kan sien, hoe jy absoluut uitstraal met die vreugde van die Here. Jou hele wese lig op as jy net oor die Here praat. Dit is ek dink partykeer ek wil net aanhou borrel. En jy borrel behoorlik. En dan is 'n mens so dankbaar as jy dink, jy weet, waar sou jy gewees het met jou pad van oorwinning en genesing, as jy hom nie gehad het, as jou redder en jou God nie, as jou koning nie, want hy is tog die een wat vir ons hoop bring, die enigste een wat vir ons hoop kan bring. Ja, dis waar ek ook tot my hart vir die Here gegee het, ek het die laaste stukkie vir jou so notaatjie gemaak. In stande 6 en 7 was ek klaskaptein, en waar ek toe al 'n boek gehad het, wat ek mooi oorgetrek het, en ons was meisiesklas gewees vir 2 jaar. Dat elke meisie die boek vir 'n week kry, wat sy moes in die woord gaan kyk het, vir iets wat vir haar uitstaan, en 'n gebed wat sy daarvoor gesê het, en dan moes sy daai bladsy mooi maak ook. En dan die week daarna sit na die volgende een toe, en gewoonlik het ons daai tyd, wat het ons het genoem, openingsklas of iets van die tyd. Oh, ja. Ja, het
het 'n kans gekry om dit te lees. Wow. Ja. En kyk het die Here jou daar al Die Here maar kragtig gebruik, so alhoewel die vyand jou probeer vernietig het van voorgeboorte af. Voorgeboorte het die Here net altyd sy hand van beskerming oor jou gehad en jou net nooit verlaat nie. Nee. Dit is regtig fantasties en ek glo met my hele hart dat die beste nog op pad is en dat die Here jou nog op 'n baie kragtige manier gaan gebruik met jou getuienis en die salwing wat hy op jou lewe het, daai liefde wat in jou is om ander mense te help en hulle op te lig deur moeilike tye, want dit is half die patroon wat mens kan trek, dat die Here jou juist stuur na daai mense wat hopeloos voel. Om die captives free To set the captives is free. ook in Jesaja 9:4. Ja. Ek wil net vinnig 'n bietjie raak aan jou gesondheid. Jy gaan deur, of jy het nou al vir baie jare deur 'n verskriklike gesondheidstoestand gegaan, of nog steeds. Waar het dit begin uitspeel in jou lewe, dat jy so verskriklik siek begin word het? Ek het as babietjie al kroep gekry. Ja. So dit kom van baie klein tyd af. En op hoërskool was daar nie 'n jaar wat verbygegaan het wat ek nie bronchitis gekry het nie. Maar al hierdie ander goed wat toe nou bygekom het, wat Dit jou het net immuunstelsel. So, wanneer sou jy sê, in watse stadium van jou lewe het jou gesondheid so verskriklik agteruit begin gaan? Wanneer ek my tweede man getroud is. So dit was in jou 20's? Ja, dit was in my 20's, ja. En ek het al 3 my kinders binne 4 jaar gehad, hulle was so op mekaar. Ja, en dan die erge nageboorte depressie en toe die breingewasse wat gevolg het. Letterlik is daar nie 'n plek in my liggaam wat nie aangeval is of aangetast is nie. En het net erger gegaan van daar af? Ja, dit het soos in gesnowball. Want nou waar jy hier sit, is jou liggaam nou al so aangeval met jou immuunstelsel, dat die vyand van jou kom steel het in hierdie laaste paar jare. Want dit wat jy weet die Here jou voorroep om te doen, word nou weggevat of weggehou, omdat jou liggaam nie wil saamwerk nie. Ja. Dis baie opvallend. Mens kan sien die intense trauma wat jy as kind moes deurmaak vir al daai jare toe jy met jou eerste man getroud was. En al daai emosie wat opgesluit is, wat jy nie meer kon deel nie, want jy kon vir niemand sê nie. Dit is alles opgesluit in jou liggaam, want jy moes dit stil hou, in geheim hou. Jou stem was weg. Dit het tog 'n uitspeling in jou liggaam. Dis soos gif wat in 'n mens se liggaam release, wat die trauma in plek hou. Maar iets wat die Here vir my opgebring het, en ek weet, jy staan al vir baie lank in geloof, jy weet wat die krag van die Here is, en jy hou vas aan die geloof en hoop dat hy jou volkome sal genees, want jy ken sy krag en jy weet dat hy wat in jou is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. En wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik. So iets wat die Here vir my baie sterk op die hart gelê het, is Esegiel 37, dat ons dit net oor jou moet release. En nie net oor jou nie, maar so ook elke ander persoon wat vandag luister, wat deur soortgelyke traumas in hulle lewe gegaan het, dat daai droë bene sal begin lewe, en dat daar genesing sal kom, dat die vyand nie meer die reg sal hê oor julle gesondheid nie. In Esegiel 37 vers 4 sê die Here, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene, so sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit, en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle, en word daar vel boor getrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees,
Tree op as profeet en sê vir die Gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke Gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die Gees in hulle, en hulle lewe, en gaan staan regop. Die Here het vir my gesê, al hierdie bene stel hierdie gebroke mense voor, wat deur hierdie traumas in hulle lewe gegaan het, wat siektes in hulle liggaam gekry het. En hierdie mense sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen meer hoop nie, dit is klaar met ons. So sê die Here dan, tree op as profeet en sê vir hulle, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, ek sal julle terugbring na julle land toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En so release ons nou hierdie skrif oor jou, Nes, en oor elke ander persoon wat luister, wat nodig het om hierdie te hoor. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur het in jou verlede nie. Maak nie saak wat se siektestoestand in jou lewe is nie. Die Here sê, elke droë been in julle liggaam sal lewe. Sy Gees is daaroor uitgestort. Hy het dit beveel dat dit bymekaar moet kom en dat haar lewe moet terugkom en dat julle sal lewe tot eer van sy naam, en dat julle sal kan getuig van sy getrouheid, en dat hy die enigste een is, wat ons kan genees en herstel van wat in ons lewe gebeur het. Ek glo vas, elke test is my testimony. Wow. Dis hoe ek dit sien. Yes. Elke ding wat ek deurgaan, is daar 'n getuienis voor. Sure. En dit is iets om aan vas te hou. Want baie keer, dan kan 'n mens so vasgevang raak in 'n mens se worsteling, in die trauma wat jy deurgaan. Maar in dit, dan bly mense victim. Maar wanneer mens kan opstaan en kan kyk, maar hoe kan 'n mens hierdie omdraai vir die Here, om ander mense te help, om vry te kom, dan breek 'n mens daai mag van Satan oor jou eie lewe en oor die lewens van ander. So dis 'n wonderlike uitkyk om te hê. Dis werklik my gebed dat Abba sal ingryp en dat hy hierdie gebed, hierdie skrif van die woord sê, dat die skrif kan nooit leeg terugkom nie. Dit kan nie, dit moet volbring word. So mag hy hierdie skrif van die dooie bene, mag hy dit release oor jou en die ander mense wat vandag luister, en mag daar lewe kom in elke area van julle liggame waar dood geheers het. As ons dan ook net kyk na 'n ander skrif in Jeremia 1 vers 19, dan sê die Here dit ook so mooi in sy belofte, waar hy sê, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here, en ek sal jou red. En daar's 'n verskriklike mooi skrif wat jy ook kan vasklou in Eksodus 14 vers 14, en as jy net vir ons daai skrif kan sê asseblief, Nes. Is Eksodus 14:14, ek sit my naam daarin, maar dit sê, wees jy maar kalm, ek die Here veg vir jou. En weer eens is dit 'n belofte. Dit sal volbring word. Ja. So ek staan saam met jou in hierdie pad van genesing wat jy stap, en ek glo dat die beste vir jou nog voor lê, en jy gaan nog so baie mense se lewens aanraak met jou getuienis en met jou roeping, en mag hy jou vooruitgaan, mag hy jou stem vir jou in die volste mag vir jou teruggee, en het so sterk maak dat die leeu van Juda deur jou sal brul, dat elke mens wat jy mee praat, dat daar vir hulle lewe sal kom, en herlewing en genesing sal kom, dat hulle roeping in die Here kan vind, en hulle vreugde in die Here kan vind, net soos wat jy jou vreugde in die diens van die Here vind. Dankie vir jou dapperheid, dat jy jou getuienis kom deel het. Dit was 'n absolute voorreg om te kon luister en te kon deel hê daarin, en dankie vir die hoop wat jy vir ander mense bring, met net hoe jy opgestaan het en teruggevat het
wat van jou gesteel was. So mag die Here jou seën en net baie sterkte vir alles wat die Here vir jou beplan. Mag hy vir jou guns gee en voorspoed gee en jou tree vul met sy vuur en jou net altyd omring en jou beskerm. En waar daar niemand was wat vir jou opgestaan het nie, mag hy jou gebruik, so klein soos wat jy is, om ander mense te beskerm, ander kinders te beskerm en op te staan vir die wat nie 'n stem het nie. Ja. Wat hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Sy stem sal deur jou brul en jy sal 'n stem wees vir die wat hulle stem verloor het. Dit het al begin. Dit het, en dit sal net uitgeloop word tot eer van sy naam. En baie ander kinders gaan nog deur jou stem gered word. So dankie daarvoor. Dankie dat jy dit met ons kon deel het en mag dit hoop bring vir elke ander persoon wat hierna luister, wat in dieselfde tipe omstandighede groot geword het of dit beleef het ergens in hulle lewe. Mag dit julle help om op te staan en julle roeping in die Here te vind en dit om te draai sodat die vyand nie verder van julle kan steel nie. So tot die volgende episode. Dankie vir almal wat geluister het en sien julle weer.